יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Die Evangelies Gereformeerde Kerk Pretoria Oos heet u welkom in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Ons nooi u graag om te luister na hierdie reeks, die reeks wat handel oor die boek Openbaring, en ons glo dat die Heilige Gees vir hierdie boek deur hierdie reeks sal oopbreek. Die reeks word gelei deur Dominee Andrei Bester, 'n dosent van die Evangelies Gereformeerde Kerk se kweekskool hier in Pretoria, en ons nooi u nou graag om saam met ons te luister na wat ons Vader vir ons wil sê oor die eindtye wat ons glo baie naby is. Kom ons word stil voor die Here en dan vra ons ook sy seën vir vanaand. So belangrik dat ons die Here sal hou vas om vir ons gewillige harte te gee om te hoor wat die Here wil sê. Jy weet, 'n mens kan so maklik jou hart verhard as die Here wil praat. Kom ons vra vir die Here dat hy vanaand in ons elkeen se hart 'n sagtheid en 'n ontvanklikheid en 'n gewilligheid sal werk om te aanvaar wat hy vir ons wil sê. Ons het vir u nodig, Here, ook in hierdie aand om by ons elke een te kom stil staan. Ons is so diep van u afhanklik. Ons besef dat ons in 'n tyd lewe waarin soveel mense se harte hard geword het. Dis amper soos 'n neut wat nie gekraak kan word nie. Waarin die woord van die Here baie moeilik deurdring. Maar dankie dat u vir ons leer, dis nie deur krag of geweld, of deur die oorredende woorde van 'n mens, maar deur die Heilige Gees, wat u werk. En daarom wil ons ook bid, Here Jesus, dat u in hierdie aand werklik u Gees vaardig sal laat wees in ons midde. Dat u sal werk en dat u sal praat met ons elke een. Dat u die woorde wat in ons oorlobbe ingaan, in ons oordromme en in ons verstand verwerk word, dat u dit van daar af sal neem en dit in ons harte sal indra. Dat ons vanaand as gemeente sal hoor, wat wil die Heilige Gees vir ons kom sê? Hoe wil u ons voorberei op die dinge wat vir die wêreld wag? Verskriklike dinge. Ons bid, Here, dat u op 'n besondere manier met ons elke een vanaand sal praat en dat u in ons lewens sal werk. En ons wil vra dat u met elke een van ons, Here, met my persoonlik, u kosbare doel sal bereik. Nie alleen vanaand nie, maar ook in my lewe op aarde. Sodat wanneer my lewe ten einde loop en ek kyk terug, dat ek waarlik sal sê, my lewe was in die Here die moeite werd. Dit was vir my goed om op hierdie aarde te wees. Vir die ou tydjie wat u my gegee het om hier te wees. Kom open ons harte, kom open ons oë en bereik u doel in ons lewens in Jesus se naam. Amen. Ek het net vanoggend 3 mense my dieselfde vraag kom vra en wat net vir my laat besef het, maar dis miskien 'n vraag wat in baie meer mense se gemoedere is en wil ek graag net so 'n oombliekie neem om hierdie vraag te beantwoord. Wanneer iemand op hierdie tyd van ons lewe of hierdie tyd van ons bestaan te sterwe sou kom en daardie persoon is 'n kind van die Here, dan weet ons dat die siel van daardie persoon die liggaam verlaat en dan in die paradys
opgeneem word om by die Here te wees in die paradys. So die Here Jesus vir die rower aan die kruis gesê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Nou die paradys is, kan 'n mens amper beskryf, dis nou maar net 'n menslike beskrywing, as die voorportaal van die hemel. Die plek waar die siele van die ontslape heiliges, mens kan amper sê, in bewaring gehou word, in teenwoordigheid van die Here Jesus, en wagtend op die dag. Nou lyk vir my wat verwarring skep is die saak dat, as mense dan nou reeds by die Here is, hoe kan ons sê, dat daar 'n opstanding gaan plaasvind en dat die Here dan die mense kom haal? Dit klink so as ons dit sê, asof hulle nie by hom is nie. Nou wil ek net graag vir jy uit 1 Tessalonisense 4 lees, vers 14. Jy kan dit maar merk in die Bybel, jy kan dit onderstreep, jy kan 'n nota bene merkie daar maak, dis 'n baie belangrike ding om te verstaan. 1 Tessalonisense hoofstuk 4 vers 14. Hoor nou baie mooi wat staan hier. Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Dit impliseer dat die siele van die ontslape heiliges reeds by hom is. So wanneer die Here Jesus met hierdie fase van die wederkoms kom om sy kinders te kom haal, dan bring hy die siele van die ontslape heiliges saam met hom. Hoor nou mooi wat sê vers 16. Want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met die geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. So wat gebeur? Daardie siele wat hy saam met hom bring, word nou verenig met die opgestane verheerlikte liggaam, en so gaan ons dan nou die wat in die lewe oorbly verander word. 1 Korintiërs 15 vers 52 sê, ons gaan verander word in 'n oomblik, in 'n oogwink, en dan gaan ons almal saam met ons verheerlikte liggame die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. Ek hoop u verstaan dit nou. Die siele van die ontslape heiliges is reeds by die Here, maar wanneer hierdie fase van die wederkoms plaasvind, as Jesus kom om sy bruid te kom haal, dan gaan die verheerlikte liggame met die siele verenig word, en so sal ons dan met ons verheerlikte liggame vir altyd saam met die Here en by die Here wees. En in Openbaring 19 kom ons saam met hom tot op die aarde in ons verheerlikte liggame, en kom regeer ons dan as konings en priesters saam met Christus 1000 jaar lank. U almal verstaan dit, hoop ek nou. Goed, baie dankie. Nou moet ek my skriflesing reg aankondig, Openbaring hoofstuk 8. Openbaring hoofstuk 8. En toe hy die 7de seël oopgemaak het, kom daar stilte in die hemel omtrent 'n halfuur lank. En ek het die 7 engele gesien wat voor God staan. Dit lyk na engele wat hierdie posisie permanent beklee. En 7 basuine is aan hulle gegee. En 'n ander engel het gekom en met 'n goue wierookbak by die altaar gaan staan, en baie reukwerk is aan hom gegee om dit met die gebede van al die heiliges op die goue altaar voor die troon te lê. En die rook van die reukwerk het met die gebede van die heiliges uit die hand van die engel opgegaan voor God. En die engel het die wierookbak geneem en dit met vuur van die altaar volgemaak en dit op die aarde gegooi, en daar het stemme gekom en donderslae en weerligte en aardbewing. Die 7 engele met die 7 basuine het hulle toe gereed gemaak om te blaas. En die eerste engel het geblaas en daar het haal en vuur gekom met bloed gemeng, en dit is op die aarde gegooi, en 'n derde van die bome het verbrand en al die groen gras het verbrand. Nou ons sal die eerste 4 basuine vanaand hanteer. Kom ons kyk net by hoofstuk 9 vers 1.
Toe die 5de engel blaas, sien ek 'n ster wat uit die hemel op die aarde geval het, en aan hom is die sleutel gegee van die put van die afgrond. En hy het die put van die afgrond oopgemaak, en daar het rook opgekom uit die put, soos rook van 'n groot oond, en die son en die lig is deur die rook van die put verduister. En uit die rook het daar sprinkane opgekom op die aarde, en aan hulle is mag gegee, soos die skorpioene van die aarde mag het. En aan hulle is gesê, dat hulle nie die gras van die aarde, of enige groenigheid, of enige boom moet beskadig nie, maar net alleen die mense wat die seël van God nie op hulle voorhoofde het nie. Hulle moet nou gepynig word. Dit is aan hulle gegee, nie om hulle dood te maak nie, maar dat hulle 5 maande lank gepynig sou word, en hulle pyniging was soos die pyniging van 'n skorpioen, wanneer hy 'n mens steek. Kom ons gaan by vers 13 net aan. En die 6de engel het geblaas, en ek het 'n stem gehoor uit die 4 horings van die goue altaar wat voor God is, en die het aan die 6de engel met die basuin gesê, maak die 4 engele los wat gebind is by die groot rivier, die Eufraat. Toe is die 4 engele losgemaak, wat gereed gehou was vir die uur, en die dag, en die maand, en die jaar. 'n bepaalde oomblik waarvoor hierdie engele daar in bewaring gehou word. Om wat te doen? Om 1/3 van die mense op die aarde dood te maak. En die getal van die leers van die perderuiters was 2 maal 10.000 maal 10.000. En ek het hulle getal gehoor. En so het ek in hierdie gesig die perde gesien, en die wat op hulle sit met 4 rooi en blou en swawelgeel borsharnasse. En die koppe van die perde was soos leeukoppe, en uit hulle bekke het vuur en rook en swawel uitgegaan. En deur hierdie 3 pla is die 1/3 van die mense gedood. Deur die vuur en deur die rook en deur die swawel wat uit hulle bekke uitgegaan het. Want hulle mag is in hulle bek en in hulle sterte. Want hulle sterte is soos slange en het koppe, en daarmee rig hulle skade aan. En die oorige mense wat deur hierdie pla nie gedood is nie, het hulle nie bekeer van die werke van hulle hande om die duiwels te aanbid, of die afgode van goud en silwer en koper en klip en hout, wat nie kan sien en hoor of loop nie, en hulle het hulle nie bekeer van hulle moorde, en hulle towerye, en hulle hoerery, en hulle diefstalle nie. Net tot daar ons skriflesing vanaand. Nou ons praat met u oor die oopmaak van die 7de seël, en daarmee gepaard die blaas van die eerste 6 basuine. Wanneer 'n mens kom by die 7de seël wat oopgemaak word in die groot verdrukking, dan bereik hierdie dispensasie, die groot verdrukking op aarde, sy hoogtepunt, sy klimaks. En ek moet vanaand vir u baie eerlik sê uit my hart uit. Dis vir my baie makliker en baie meer aangenaam om met mense eerder te praat oor die wonderlike liefde van God wat ons in sy woord opgeteken sien, oor sy groot en onuitspreeklike genade wat hy aan mense bewys, oor sy goedertierenheid en al die mooi dinge wat ons in die woord van die Here oor God lees. Dis baie makliker en baie meer aangenaam om daaroor te preek en vir mense daarvan te vertel. Maar die toorn en die oordeele van God is ook in sy woord opgeteken. Dit maak deel van die woord van die Here uit. En die profeet Esegiel het gesê, as julle nie waarsku nie, en as julle nie die basuin blaas, dat mense kan hoor van die toorn en die oordeele van God, wat aan die kom is, en wat beslis gaan gebeur nie,
dan is julle soos wagters op die mure, wat die mense nie waarsku as daar oorlog kom nie. En dan sal hulle bloed van julle hande geëis word. En dit laat my nog meer sidder, as ek daaraan dink. As ons nie ook praat oor die oordeele van die Here wat gaan kom nie, dan is ons ontrou aan die woord van die Here. Maar dis nie maklik nie. Ek wil net dit sê, dat die feit van goddelike toorn en oordeel oor sonde, is net so seker as wat u en ek vanaand in hierdie ou kerkgebouetjie bymekaar is en sit. Dit kan nie weggeredeneer word nie, dit kan nie weggewens word nie, net so min as wanneer ek nou met 'n lewendige leeu gekonfronteer word, en ek my oë sou toemaak en sê, nee, daar is nie regtige leeu nie, want ek sien nie die leeu nie. Net so min kan ons die toorn en die oordeele van God oor sonde vanaand wegredeneer, en wegwens en wegpraat. Ons moet daarvan kennis neem, ons moet daaroor praat. Die slim mense wat nou 'n bietjie navorsing gedoen het, sê dat die Here Jesus baie meer gepraat het oor die hel en oor die oordeele van God as wat hy oor God se liefde gepraat het, terwyl hy self op aarde was. En daarom wil ons nie ontrou wees nie. U weet, as jy byvoorbeeld in 'n teksvers soos Johannes 3 vers 36 wat 'n wonderlike belofte vir ons inhou lees, dan staan daar: hy wat in die Seun glo, het die lewe. Dis die belofte. Elke mens wat in die Seun van God glo, het die ewige lewe. Dis die belofte van die Here, maar dieselfde teksvers sê: maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom. Dis ook 'n belofte. Dan 'n teksvers waarna ons vanaand 'n paar keer gaan verwys in die boodskap is Romeine 1 vers 18 wat sê: want die toorn van God word van die hemel afgeopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. As u vir my 10 jaar gelede sou vra, 20 jaar gelede sou vra, dink ek dit is moontlik dat Afrikaanse teoloë van baie groot erkende universiteite in ons land, so stukkies, so Stellenbosch, groot erkende teologiese fakulteite, dink ek dis moontlik dat daar teoloë in daardie fakulteite sou opstaan wat sê dat hierdie boek nie die waarheid is nie. Dan sou ek vir u gesê het, ek dink nie dit is moontlik nie. Vanaand is dit egter feite. Daar's vanaand teoloë, mense wat sê dat hulle die godsleer onderrig, wat ontken en misken dat die Bybel die enigste normatiewe waarheid, die woord van God is. Dit het begin in ons land by Unisa met professore wat daar is, en dit het nou oorgewaai na die ander fakulteite in groot erkende universiteite waar professore vanaand die waarheid onderdruk in hulle ongeregtigheid. Dis vir my 'n hartseer ding om dit vanuit 'n kansel te moet sê, maar dit is die waarheid. Dis die feite wat ons nou aanskou. En dit is presies wat gaan gebeur in die groot verdrukking. Die klimaks van goddelike oordeel, die klimaks van die toorn van God wat uit die hemel geopenbaar word oor 'n sondige mensdom en die tirannie en die heerskappy van Satan wat op die oomblik so hoogtyd vier in die wêreld. Dit, die oopmaak van die 7de seël, is die dag van die Here waarvan die woord van God so baie praat. Die groot verdrukking. Die dag van die mens waarin hy die Here so geterg het,
waarin hy die Here verwerp het, waarin hy die waarheid onderdruk het. Die dag wanneer die dag van die Here aanbreek, sal die dag van die mens besig wees om tot niet te gaan. Sal die dag van Satan tot niet gaan. Want dan gaan die Here kom en hy gaan 'n einde bring aan alle boosheid. Jesaja 13 vers 11 sê vir ons waarom die Here dit nodig ag om so 'n dag oor die aarde te bring. 'n Tydperk van 7 jaar. Die groot verdrukking. Jesaja 13 vers 11 sê, en ek sal aan die wêreld sy boosheid besoek, en aan die goddelose hulle ongeregtigheid, en ek sal die trots van die vermeteles laat ophou, en die hoogmoed van die tiranne sal ek verneder, sê die Here van die leerskare. Jesaja 42 vers 5 en 6, die aarde is ontheilig onder sy bewoners, want hulle het die wette oortree, hulle die insettinge van die Here geskend, hulle die ewige verbond verbreek, daarom verteer die vloek die aarde en moet sy bewoners boet, daarom word die bewoners van die aarde deur 'n gloed verteer en bly daar min mense oor. Kan u hoor die Here waarsku al van die Ou Testament af, dat die dag van die Here op pad is. En dat hy die goddeloosheid van die mensdom gaan straf. Daar's net ietsie wat ek vinnig met u wil deel en verduidelik. Ons kom vanaand, soos ek gesê het, by die klimaks van die groot verdrukking, naamlik die opening van die 7de seël. En wat ek nou gaan sê is baie eenvoudig om te verstaan. Ek dink u gaan dit almal die eerste keer snap en dit gaan baie maklik vir u wees. Die 7de seël is die finale oordeel van God. En dit bevat, hoor nou baie mooi, die 7de seël bevat 7 basuine en 7 skale. Dit alles is deel van die 7de seël. Daardie 7 basuine wat geblaas gaan word, daardie 7 skale of kruike wat op die aarde uitgegiet gaan word, dit alles is deel van die 7de seël, die finale, die klimaks van goddelike oordeel. Ek dink u verstaan dit. So die 7 basuine en die 7 skale is nie iets apart nie. Dis alles deel van die 7de seël. Kom ons kyk nou by Openbaring 8 vers 1 en 2. En toe hy die 7de seël oopgemaak het, kom daar stilte in die hemel omtrent 'n halfuur lank. En ek het die 7 engele gesien wat voor die troon van God staan, en 7 basuine is aan hulle gegee. Wanneer het hulle die 7 basuine ontvang? Die oomblik toe die 7de seël gebreek word. Dis hoekom ek sê, die 7 basuine is alles deel van die 7de seël wat oopgemaak word. Kan u glo? Stilte in die hemel. Dis ongehoord. U kan die Bybel gaan lees van Genesis af, regdeur. Ek gaan byvoorbeeld kom, ek dink nou maar net aan 'n teksvers wat in my gemoed opkom, Jesaja 6, waar Jesaja 'n visioen van die Here gehad het. En wat sien hy daar? Hy sien die engele rondom die troon van die Here en hulle sê dag vir dag, oomblik vir oomblik, heilig, heilig, heilig is die Here God. Die hele aarde is van sy heiligheid vol. Daar's voortdurend sang in die hemel. Daar's voortdurend lofuitinge in die hemel. Daar's voortdurend lofprysinge en aanbidding in die hemel. In die hemel is dit nooit stil nie, vriende. Nooit. Maar die oomblik as die engel of as die Here Jesus die 7de seël oopmaak, dan is dit asof die hele lewe wat daar in die hemel is, nou asem ophou. Vir hierdie laaste ding wat op aarde moet gebeur. Hierdie klimaks, hierdie verskriklike ding wat nou oor die aarde gaan gebeur. Stilte in die hemel vir 'n halfuur lank. Niemand sê 'n woord nie. Geen lofuiting, geen woord van aanbidding, geen lied wat gesing word nie. Doodse stilte in die hemel. Dis ongehoord. Maar dit gaan oor die intensiteit
van die toorn van God wat op hierdie oomblik opvlam oor die bewoners van die aarde en wat nou oor die aarde uitgestort gaan word in die volle gloed van God se toorn. Weet jy, 'n mens kan jou nie indink om jou in 'n toornige God soos hierdie vas te loop en onder sy toorngloed in die oordeele wat hy uitstort as mens jou daarin op aarde te gaan vasloop nie. Dit is vir 'n mens se ou verstandjie net eenvoudig ondenkbaar. Nou gaan die Here die wêreldstelsel finaal vernietig. Nou gaan die Here Satan bind en in 'n bodemlose put gooi dat hy vir 1000 jaar lank niemand weer kan mislei en versoek nie. Dis hoekom hierdie 7de seël oopgemaak word, want die Here gaan nou die mag van boosheid verbreek. Nou gaan die anti-kris en die valse profeet vir ewig in die lewende in die vuurpoel gewerp word en die ewigheid in die hel deurbring. Nou gaan die Here Jesus sy koningskap op aarde kom oprig, soos dit eintlik veronderstel is om te wees. Soos dit God se bedoeling was van die begin af, vandat hy Adam en Eva geskaap het. Was dit sy bedoeling dat daar 'n teokrasie, 'n godsregering op aarde moet wees. Die oopmaak van die 7de seël bring 'n einde aan alles wat sleg en boos en goddeloos is. Alles. Dit word vernietig. Dit word eenvoudig vernietig. So ons gaan nou begin en dan kyk ons na die oopmaak van die 7de seël en wat daarmee gebeur. Daar's 'n interessante ding wat ons hier in vers 3 raak lees. Voordat die engele begin om hulle basuine te blaas, is daar eers 'n ander engel wat verskyn. En hy het 'n goue wierookbak het hy geneem en daar by die altaar gaan staan. En ons lees in vers 3 en daar is baie reukwerk aan hom gegee om hierdie reukwerk saam met die gebedes van al die heiliges op die goue altaar voor die troon te gaan lê. En die rook van die reukwerk, hierdie gebede van die heiliges, het opgestyg voor die troon van die Here. En in vers 5 lees ons, en daarna het hierdie engel die wierookbak geneem en dit met die vuur van die altaar volgemaak. En nou kom daar 'n verskriklike ding, en dit is die aanloop tot die 7 basuine, en uit hierdie vuur wat uit die hemel kom, het hy op die aarde kom neergooi, en daar het 3 goed gekom, stemme, of 4 goed, stemme, donderslae, weerligte en aardbewing. En die woorde wat hier in die oorspronklike taal gebruik word, is elke keer om die oortreffende trap van hierdie goed vir ons aan te dui. Stemme soos daar nog nooit was nie. Magtige, groot, enorme stemme van oordeel. Weerligte soos daar nog nooit was nie. Donderslae soos daar nog nooit was nie. Nou ek wil vir u sê, toe ons ingetrek het by Betsjan, die Vrydag, daardie Saterdag is daar 'n elektriese storm gewees wat Dominee Jean Minnie hulle sy hele muurtjie se hoek weggeslaan het. En ek het vir my vrou gesê ek het in my lewe nog nooit so 'n donderstorm beleef nie. Die woord sê as hierdie engel hierdie kole op die aarde uitgooi wat van die wierookbak of van die altaar in die hemel afkom, sal dit ongekend wees en 'n aardbewing soos wat daar nog nooit was nie. 'n Groot, magtige aardbewing. Weet jy my geliefdes, u kan gerus u self 'n guns doen en dan gaan doen u 'n bietjie navorsing oor hoe aardbewings in intensiteit toegeneem het die afgelope jare. Weet jy, ons beleef nou, hierdie weke waarin u en ek nou lewe, beleef ons iets wat die bewoners van die aarde voorheen nog nie gesien het nie. Dat daar aardbewings soos die in Haiti kom en kort daarna aardbewings soos die in Chili, daar in Suid-Amerika. En ons sien hierdie verskrikkings wat besig is om voor ons plaas te vind. Weet jy dat daar die afgelope 10 jaar, meer aardbewings bo 7 op die Richterskaal was, as wat daar die vorige 200 jaar was.
Wat sê dit vir ons? Dit sê vir ons, hierdie aarde is besig om in barensnood te gaan vir die eindtyd, vir die koms van Christus. Die tekens van die tye is besig om onder ons oë in vervulling te gaan. Ons sien die dinge toeneem in intensiteit, soos nooit tevore nie. Ek kan nie onthou as kind of as jong volwassene, nou is ek al 'n middeljarige volwassene, kan ek nie onthou dat ek ooit in my lewe van hierdie dinge gehoor het, soos wat dit nou aangaan. Dink aan die omvang van die tsunami in 2006 Kersdag, die dag na Kersdag. Nog nooit het ons op aarde so iets gesien of beleef nie. En dis nie 'n kwessie van dat ons nie voorheen televisie gehad het nie. Ons het vir baie lank nou al, van 76 af, het ons al televisie. Maar nou begin ons die voorbereiding sien vir die dinge waarvan ons nou hier in die skrif lees. Die aarde is in barensnood. En verniet sê die Here in sy woord, of hy sê dit nie verniet, daar in 1 Tessalonisense 4. As hulle wanneer die dag van die Here kom sê vrede, vrede, dan oorval 'n skielike verderf hulle soos die barensnood 'n swanger vrou, en dan sal dit wees of hierdie aarde in kraam gaan, as ek nou met respek, dis wat die woord sê, in 1 Tessalonisense 5 vers 1 en 2. Sekere wetenskaplike met die naam van Henry Morris skryf oor hierdie dinge. Hy sê, it is possible that worldwide volcanic explosions would be a normal consequence of a worldwide violent earthquake. The masses of water vapor blown skyward might well condense in the intense updraft as hailstones, and showers of burning lava might well be cast upon the earth. The blood of entrapped men and animals might be mingled with them. Dis wat 'n wetenskaplike skryf. Jy kan maar gaan Google en jy sal hoor wat skryf hierdie man alles. Bring ons by die eerste basuin, daar in vers 7. Die eerste engel het sy basuin geblaas. En wat sien ons? Haal en vuur gemeng. En as ek net dit mag sê, die eerste 4 basuine gaan oor die aarde of oor die heelal. Dit is die aarde, die see, die riviere en dan die hemelliggame wat getref word. Met ander woorde, die hele ekologie van hierdie aarde moet die Here tot 'n einde bring om die mensdom te straf wat so in ongeregtigheid die waarheid onderdruk, wat so goddeloos lewe en wat so niks van die Here af wil weet nie. Die hele ekologiese stelsel. Haal en vuur gemeng. Nou weet jy, daar's 'n paar gedeeltes in die Ou Testament wat vir ons vertel hoe dat God haal gebruik om sy oordeele te voltrek. Hoor wat vra die Here vir Job toe die Here vir Job begin ondervra. In Job 38 vers 22 en 23. Die Here vra vir Job, en het jy die skatkamers van haal gesien wat ek opgespaar het vir die tyd van benoudheid, vir die dag van stryd en oorlog? Job, het jy dit gesien? Het jy gesien wat hou ek gereed vir die dag van my toren, die skatkamers van haal? Vuur is vir ons baie bekend as 'n manier waarop die Here oordeel. Ons dink almal aan Sodom en Gomorra wat die Here met vuur kom verteer het, vuur wat uit die hemel uitgekom het. Kom ek sê vir u, wat is ons probleem vandag? Ons het hopeloos te slim geword. Ons het so slim geword dat ons dink ons is nou slimmer as God. En dat ons alles wat in die woord staan bevraagteken en dat ons niks meer wat bonatuurlik is wil aanvaar nie. En dat ons begin vra, maar kyk, ons het nou so slim geword en ons weet mos nou 'n maagd kan nie geboorte gee nie. So hoe kan ons aanvaar dat Jesus uit 'n maagd gebore is? En ons het so slim geword dat ons sê, man, ek het nog nooit vuur uit die hemel sien neerdaal nie. Hoe kan ek daarin glo? Kan u sien hoe onderdruk die mens vandag die waarheid in sy ongeregtigheid en in sy goddeloosheid en in sy sogenaamde menslike slimheid? En hoekom God dit nodig ag om die aarde te kom besoek met oordeele soos hierdie?
Kom ons kyk na die tweede bassein, vers 8. Die tweede engel het geblaas. Die eerste bassein het die Here die land getref, met haal en met vuur. En daar het 'n derde, ek dink ek het dit nou gemis, kom ons lees dit net gou-gou. 'n derde van die bome het verbrand, en al die groen gras, al die weiding, die ganse weiding en groen gras op hierdie aarde verbrand wanneer hierdie vuur die aarde tref. Nou gaan ons na die tweede. In die tweede tref die Here die see. Ons lees van iets soos 'n groot brandende berg wat in die see kom val. Kan ek gou vra, ek het nou nie die film gesien nie, die fliek 2012. Wie van u het dit gesien? 2012 wat nou wys, oom dit gesien. Gaan dit oor 'n meteoriet? Verskillende goed. Ek wil net dit sê dat daar is in die tyd waarin ons lewe, en u dit nou al baie gehoor, word daar baie gesê 2012 is die jaar. Nou kom ons net vir mekaar dit sê, die Here sê die dag en die uur weet niemand. Net die Vader alleen. Maar iets wat ons wel weet is, daar is 'n meteoriet wat blykbaar hier rondom die aarde, baie ver van ons af op die oomblik, die rond te doen. Die astroloog het selfs vir hierdie meteoriet 'n naam gegee. Hulle noem hom Wormwood. En dis dieselfde naam as wat die Bybel vir hierdie meteoriet gee. Nou wonder ek nou maar net of hulle dalk nou nie Bybel gelees het, en nou sien hulle hierdie meteoriet wat nou hier om die aarde besig is om sy dinge te doen, en 'n ouderling het vanaand vir my kom sê, dat die wetenskaplikes sê, hulle mag nou nie daaroor praat nie, maar hierdie meteoriet is nou baie vinniger op pad aarde toe as wat ons mag dink. Nou kom ons los dit. Kom ons los dit vir die Here, hy weet. Hy weet wanneer en hoe. Dit is net vir my baie interessant, dat selfs die wêreld sien dinge raak en sien, en daar's 'n verwagting op die oomblik, dat een of ander tyd gaan 'n meteoriet die aarde tref, wat selfs die aarde uit sy wentelbaan uit gaan laat effens skuif. Geweldige dinge wat vir hierdie aardbol wag. En ons weet almal dat as 'n meteoriet die aarde se atmosfeer binnendring, dan slaan hy aan die brand. En nou sê die Here, hierdie meteoriet, hierdie asteroïde, hy gaan die aarde tref, en hy gaan op die see val, en hy gaan 1/3 van die see gaan in bloed verander. En 1/3 van al die lewende wesens wat op die oomblik in die see is, gaan sterf. Van al die visse en alles wat in die see lewe, gaan doodgaan. Vriende, ons kan ons nie indink nie. Ons kan nie indink wat wag vir hierdie aardbol, wat wag vir die mensdom. Hoor hoe mooi sê Sefanja, daar in die Ou Testament, hoofstuk 1 vers 3. Die Here sê, ek sal wegraap mense en diere, ek sal wegraap die voëls van die hemel en die visse van die see. En ek wil net dit sê, dis nou nie die wegraping waarvan hier gepraat word nie, dis iets heeltemal anders. Die Here sê, en ek sal die struikelblokke, dit wat die mensdom vandag so laat struikel, die feit dat die mens eerder die natuur aanbid as wat hy God aanbid, is mos so, moeder natuur het ons God geword. Kyk 'n bietjie na al die mense, hoe aanbid hulle die natuur, in plek van die Here wat die natuur daar gestel het. Die Here sê, hy gaan die struikelblokke, saam met al die goddelose uit die weg ruim. Ja, ek sal die mense uitroei van die aardbodem af weg, spreek die Here. Hierdie plaag, as 1/3 van die see se water bloed word, herinner so sterk aan die eerste plaag in Egipte, toe die water in bloed verander het. Dink net daaraan, vriende, 3/4 van die aarde se oppervlak is water, is oseaan, en 1/3 daarvan gaan bloed word. En 1/3 van alles wat in die see lewe gaan doodgaan, en 1/3 van alles wat in die see lewe sterf. En toe gaan Google ek vanmiddag, hoeveel skepe is daar op die oomblik geregistreer in die wêreld? Dis aan wonderlik. Dis nie eens Wikipedia wat dit uitspoeg nie, dis een of ander aviation maatskappy wat dit uitspoeg. Weet jy hoeveel skepe is daar in 2008, die 10de Oktober 2008 op aarde geregistreer gewees?
55.000 skepe. So as dit daai tyd moes gebeur, sou 18.333 skepe vergaan het. Kan u dink wat se tsunami en skuddings daar moet wees om te veroorsaak dat 18.300 skepe vergaan, tot niet gaan. Dis hoe die Here die aarde gaan tref. Jesus het self ook gewaarsku in Lukas 21 vers 25. Hy sê, en daar sal tekens wees aan son en maan en sterre, en op die aarde benoudheid van die nasies in hulle radeloosheid, wanneer see en branders dreun, en mense se harte sal beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom, want die kragte van die hemele sal geskud word. En hoor nou hier, en dan sal hulle die seun van die mens sien kom in 'n wolk met groot krag en heerlikheid. In ander woorde, die Here laat hierdie dinge oor die aarde toe, want hy berei die aarde voor, hy wil die aarde reinig vir sy koms, as hy sy koninkryk vir ons kom vestig op hierdie aarde. Die derde bassein. Ek moet nou soos Dominee Hendrik van Rensburg sê, ek haas my. Die derde bassein, vers 10 en 11. En die derde engel het geblaas, en wat sien ons? Weer 'n brandende meteoriet. Moontlik gaan hy opbreek in stukke. Hierdie keer tref hy die vars water, die drinkwater van die mensdom. En die ster wat hierdie keer kom, se naam is Alsem, dit beteken bitter. Dit herinner aan Jeremia 9 vers 15, daarom, so sê die Here van die leerskare, die God van Israel, kyk, ek gee aan hulle, aan hierdie volk, wilde als om te eet, en ek laat hulle gifwater drink. Kan u dink, my geliefdes, 'n derde van al die drinkwater word bitter en giftig en ondrinkbaar en dodelik, as 'n mens dit sou inneem. Die vierde bassein, vers 12. En die vierde engel het geblaas, en 'n derde van die son is getref, en 'n derde van die maan, en 'n derde van die sterre. Hier word die hemelliggame getref. Wat het op die vierde dag van die skepping gebeur? God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. Wat gebeur as die vierde bassein geblaas word? God kom neem 'n derde van daardie lig weg. Hy tref die son en die maan en die sterre op so 'n manier, dat dit 'n derde van hulle glans verdwyn. Geen wonder, Sefanja 1 vers 16 sê, die dag van die Here is 'n dag van duisternis en donkerheid. As die son skielik 1/3 van sy krag verloor, gaan dit redelik donker raak op hierdie aarde. Ons weet hoe lyk dit as dit maar net dig bewolk is. 1/3 van sy krag gaan hy verloor. Dit alles om die aarde voor te berei, om die sondige mensdom tot inkeer te bring, sodat die Messias sy koninkryk op aarde kan kom vestig. En dan tussen die vierde en die vyfde bassein is daar 'n kort onderbreking, vers 13. En ek het gesien en gehoor, en 'n engel wat in die middel van die hemel vlieg, wat met 'n groot stem uitroep, wee, wee, wee hulle wat op die aarde woon, vanweë die oorige geluide van die bassein van die 3 engele wat nog sal blaas. Hier word daar 3 wee oor die aarde aangekondig, en daardie woord in Grieks is 'n woord, is 'n uitroep van bejammering. Die Engels vertaal dit met woe, woe unto you. Wee julle vir dit wat nou gaan kom. Want wanneer daar die laaste 3 basseine geblaas word, is dit 'n tyd van absolute verskrikking. Dit bring ons by die 5de bassein. Openbaring 9 vers 1 tot 12, en ek gaan dit nou maar net so met u behandel. U kan dit vanaand by die huis weer gaan lees, en gaan merk, en gaan notas maak, en kennis neem. Nog 'n ster wat vanuit die hemel op die aarde geval het. Maar dit lyk vir ons asof hierdie ster 'n persoon is, moontlike engel. Ons weet nie. Die woord sê nie vir ons nie. Maar hoekom ek so sê, want ons sien, aan hierdie ster is 'n sleutel gegee. Hy sê dit is die sleutel van die put, of die afgrond.
Die Griekse woord abyson, die Engels daarvan abyss. Die plek waar die bose geeste gevange gehou word vir die oordeel waarvan ons telkens in die skrif lees. Dit is baie interessant, toe die Here die bose geeste uit die besetene van Gadara uitgedryf het, en voordat hulle daar in die varke ingevaar het, sê hulle vir die Here Jesus hierdie woorde, en hulle het hom gesmeek, dat hy hulle nie nou sou beveel, om in die onderwêreld, die abyson, in te gaan nie. Selfde plek waarvan ons hier lees. Die engel blaas sy basuin, die 5de engel, en daar kom 'n ander, wel die woord sê nou dis 'n ster met 'n sleutel, en hy sluit hierdie put oop. En daar sien ons, borrel daar rook uit daardie put, soos die rook uit 'n groot oond, en die son is verder daardeur verduister. Die duisternis op aarde word net al groter, vriende. Dit word net al hoe verskrikliker vir die mensdom. En dan kom daar 'n groot swerm gedrogte daar uit die afgrond op. Ons hoef nie te raai wat se gedrogte dit is nie. Dis daar die bose geeste wat vanaand gevange gehou word. En dan kom die woord van die Here en beskrywe hulle vir ons. Hulle lyk soos perde wat toegerus is vir die oorlog. Hulle het gesigte soos mense, hulle het hare soos vroue hare. Moontlik om die mensdom te mislei. Dat die mensdom kan dink, o, dit lyk na iets sag en iets goed en iets mooi. Dan sê die woord, hulle tande soos die van 'n leeu, en hulle op hulle koppe is daar iets soos krone. Hulle het borsharnasse van yster, en die gedruis van hulle vlerke klink soos die gedruis van perde en strydwaans in die oorlog. Dan het hulle sterte soos skorpioene met angels daarin, om die mensdom te pynig vir 5 maande lank. 5 maande lank, wat hierdie gedrogte vrygelaat gaan word, en op die aarde almal gaan pynig, wat nie die merk van God op hulle hoofde het nie. Onthou jy verlede week, die Here kom verseël sy getuies, sodat hulle nie gepynig kan word nie. En almal wat die Here Jesus nie ken nie, gaan gepynig word vir 5 maande. En jy moet asseblief nie nou sê, nee, hierdie God is 'n wrede God. En hierdie God het nie genade nie. Die woord van die Here sê, daar sal spotters kom wat gaan vra, hoekom vertraag die Here die belofte? En dan kom die woord in 2 Petrus 3 en sê vir ons, die Here vertraag nie sy belofte, die belofte van sy wederkoms, so sommige dit vertraging ag nie, maar is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige verlore moet gaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. So, ons het beslis nie met 'n wrede God te doen nie, maar ons het met 'n heilige God te doen wat sonde nie kan duld nie. Hy kan sonde nie verdra nie, hy haat sonde met 'n passie, hy haat Satan met 'n passie. En hierdie dag moet kom. Die woord sê mense se harte sal beswyk, so erg is dit. Hierdie gedrogte, hierdie demoniese geeste wat so sprinkane oor die aarde aangaan met hulle skorpioenagtige sterte, het ook 'n aanvoerder. In Grieks is sy naam Apollyon, wat beteken verwoester. Die verwoester word losgelaat met al sy magte om die aarde te verwoes, om die mensdom te pynig. Wat is hulle opdrag? Hulle mag nie die oorige plante groei beskadig nie, maar hulle moet die mense wat nie die merk van God het nie vir 5 maande lank pynig. Kan ek weer vir u Romeine 1 vers 18 lees? Want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. Dis die rede hoekom God so fel gaan optree. As jy vandag met mense oor die Here praat, is daar baie wat vir jou sê, moenie met my oor die Here praat nie, moenie met my oor die Bybel praat nie, ek wil niks hoor wat jy sê nie, ek sal glo wat ek wil. 'n vriend van my het in België gaan sendingwerk doen en hy sê vir my, hy het van huis tot huis geloop en aan deure geklop en hy het naderhand met trane vir mense gevra, wil julle nie asseblief net hoor wat ek vir julle oor Jesus wil vertel nie. Hy sê die antwoorde wat hy gekry het was skokkend.
beskaafde mense in België wat vir hom sê, luister jy vir my, ek aanbid liewer daai boom voor in my tuin voor ek Jesus aanbid. Dis die gees in die wêreld vanaand, vriende. Dis die gees wat in Amerika heers, dis die gees wat in Europa heers, dis die gees wat die afgelope klomp jare in Suid-Afrika my volk, my mense begin beetkry. Mense vir wie ek lief is, vir wie ek omgee. Moenie met my oor God praat nie. Moenie met my oor die Bybel praat nie. O, vriende, my hart breek stikkend as ek kyk na ons land en sy mense. Ek het in Mosselbaai gebly. U kan nie glo, as die KAKNK Oos-Kaap toe kom of Suid-Kaap toe kom, eenmal 'n jaar in April maand, hoe die dranklorries in Mosselbaai in konvooie inry, om die drankwinkels te stok. Hoe dat jong kinders in beskonke toestand in die strate rondslinger, op die strande, hulle weet nie eens waar is hulle nie, so gesope is hulle. In die mooiste dorpie in hierdie land, Mosselbaai, gaan dit so. Dan hoor jy die stemme van die sangers, wat sê, ons is nou vry. Daar het vryheid gekom in Suid-Afrika. Ons moet nou stry om die DStv skoon te hou, ons moet nou stem en ons moet SMS'e stuur. Ek wil vir julle sê, vriende, die goddeloosheid is besig om hand oor kop in ons land toe te neem en Satan is besig om ons mense te verstrik en te verwrig in sonde. En as jy met hulle daaroor wil praat, dan word dit vir jou kwaad. Hulle wil nie met jou praat oor die Here Jesus nie. Moenie sê God is onregverdig as die dag van die Here aanbreek nie. Ek wil weer vir u sê, om vanaand hierdie boodskap af te lewer is vir my nie 'n maklike saak nie. Maar ek moet getrou wees. Ek moet getrou wees aan die Here. Die 6de bassein, en daarmee sluit ons vanaand af. Ons lees van die 6de bassein daar in hoofstuk 9 van vers 13 tot 21. Wat gebeur wanneer die 6de bassein geblaas word? Ons lees, kom ons kyk net gou-gou, en die 6de engel het geblaas en ek het 'n stem gehoor uit die 4 horings van die goue altaar wat voor God is. En dit het aan die 6de engel met die bassein gesê, maak die 4 engele los wat gebind is by die groot rivier, die Eufraat. Nou wil ek vir julle sê, as ek wil glo wat in die woord staan, dan moet ek glo dat daar vanaand iewers in Irak 4 engele gebind is. Dit kan net bose engele wees, wat iewers in Irak naby die Eufraatrivier gebind is, en wat wag vir hierdie oomblik, dat hierdie engel met die 6de bassein hulle kan losmaak. En wat gebeur as hulle losgemaak is? Wat doen hierdie 4 engele? Hulle gaan die wêreld in, en hulle versamel 'n leer wat bestaan uit 2 maal 10.000 maal 10.000. Ek het gou vanmiddag die sompompie gevat en getik, 2 maal 10.000 maal 10.000. En toe kom ek by 200 miljoen soldate uit. Hierdie 4 engele gaan 'n weermag mobiliseer met 200 miljoen soldate. Om wat te doen? Om 1/3 van die oorige aardbewoners te dood. Onthou nou, by die 5de en 6de seël daar iewers rond, is daar klaar 1/4 van die aardbewoners gedood. Nou moet hierdie weermag nog 1/3 van die aardbewoners doodmaak. In Johannes se tyd was daar nie soveel mense op aarde heel moontlik nie. Ek weet nie, maar ek glo amper nie. Vandag is daar so 'n weermag op aarde. Ons hoor en sien nie veel van hulle nie, maar hulle bestaan. Hulle is daar. Nou moet jy my woorde baie mooi hoor. Ek is so bang om konnotasies te maak uit die woord uit in ons dag in, want soveel wederkomspredikers het al
moes al woorde teruggetrek het. Ek weet nie of hulle altyd doen nie, maar nou ja, in elk geval, ek is baie versigtig wat ek nou vir u gaan sê. Ek gaan nie sê dit is hierdie weermag nie. Ek sê net, daar is vandag so 'n weermag. En die kleure wat aan hierdie weermag hier gegee word, hulle het 4 rooi en blou en swavelgeel borsharnasse. Is dit nou vir my baie interessant dat dit ook die kleure is van hierdie weermag wat vandag reeds bestaan. Ek sê nie dit is hulle nie. Ek sê dit is vir my baie interessant. Dat dit wat ek in die woord lees. Hierdie weermag is die mees gedissiplineerde weermag wat nog ooit op die aarde bestaan het. Ek wil weer sê, hulle is baie kalm en hulle is baie rustig en hulle is baie stil op hierdie stadium. Jy hoor en sien nie veel van hulle nie. Maar hulle is meer as 2 miljoen sterk. Wat 'n weermag is dit? Die weermag van China. Die van u wat internet het, gaan doen u self nou 'n guns. Dan kom jy nou vanaand by die huis, dan tik jy daar in Chinese Military Parade. Dan kyk jy wat gaan daar aan. Dan kyk jy hoe lyk 'n militêre parade in China vanaand. Ek sê nie dit is hulle nie. Ek wil nie goeters in die skrif toedig wat nie so is nie. Maar wat wel gaan gebeur en wat die skrif baie duidelik sê is hierdie engele gaan 'n weermag bymekaar maak met 200 miljoen soldate om een ding te doen, 1/3 van die aardbewoners dood te maak. Nou, ons moet nou verstaan, vriende. Al wat Johannes en die mense van sy tyd geken het, was soldate op perde. Nou weet u en ek vanaand, daar sal nie weer 'n weermag op aarde wees met perde nie. Maar hy moes die taal in daardie tyd praat wat die mense verstaan het. Ek meen Johannes kon nie in daardie tyd gesê daar gaan 'n weermag kom met tanks en met vegvliegtuie en hierdie goed hierdie mense sou vir hom gesê het, waarvan praat jy? Maar weet jy wat vir my tog interessant, as 'n mens kyk na hierdie perde, wat kom uit hulle bekke uit wat die mense doodmaak? Vuur en rook en swaal uit perde se bekke uit. Dis interessant. Dis interessant dat die skrif so eksplisiet praat. Hulle het ook mag in hulle sterte. Dis interessant. As 'n mens kyk na die weermagte van vandag, waar lê hulle krag? Waar lê hulle mag? Waarmee word mense doodgemaak? Daar sal nooit weer iemand in 'n oorlog met 'n swaard doodgemaak word nie. Die volgende oorlog gaan net die druk van knoppies wees as ek die ding so kyk. Iewers gaan iemand in 'n beheerkamer sit en die hele oorlog orkestreer. En nou die mees ontstellende van alles. En die oorige mense wat deur hierdie pla nie gedood is nie, het hulle nie bekeer nie. Wat moet 'n mens sê? Hulle het hulle nie bekeer nie. God praat so hard. Hy praat so duidelik. Hulle kan nie meer wonder of God bestaan nie. Hulle sien sy oordeele. Hulle lees dit. Hulle gaan ook nog Bybel sê. Hulle gaan lees alles wat daai tyd gebeur. Hulle het hulle nie bekeer van die werke van hulle hande om die duiwels te aanbid. Nou weet u vriende, vanmiddag toe ek dit lees, daar in my binnekamer, toe sê ek, Here, wat is die 6 groot sondes in die tyd waarin ons lewe? In Suid-Afrika, duiwelaanbidding, afgodsaanbidding, miskien nie beelde nie, maar ons het baie ander afgode, waarvan sport seker die grootste een is. Alles wat in die plek van God kom, wat belangriker as God is 'n afgod, vriende. Afgode van goud en silwer en koper en klip en hout wat nie kan sien of hoor of loop nie. Hoor nou hier, en hulle het hulle nie bekeer van hulle moorde en hulle towerye. Die ander kant op kyk net, is 'n towery. Dis heksery. En dan het hulle die vermetelheid om te sê, God het my die gawe gegee. En hulle hoerery, die onsedelikheid van ons tyd, en hulle diefstalle nie. Die hardheid van die mens se hart.
Kan u onthou toe 9/11 daar in Amerika plaasgevind het? Wat was die eerste ding wat die mense van Amerika gesê het? Vergeet van die wette wat ons gemaak het, nou bid ons in die skole tot God. Nou roep ons tot die Here vir hierdie ding wat nou met ons land gebeur het. Ons het nou God nodig. Ek onthou dit so goed, hoe dit op CNN oor en oor en oor gesê is. They are praying in the schools, they are reading the Bible in the schools. Weet jy wat is hartseer, die stof het nog nie eens gaan lê in New York nie. Toe is hulle maar terug. Hulle voorneme het net so gou soos die stof gaan lê. En al die lande in die wêreld, my land inkluis, volg hulle. Ons is so ordentlik, dat ons nie godsdiens in ons skole wil hê nie, want ons wil nie die heidene aanstoot gee nie. 86% van ons land se mense sê ons is Christene op die sensusvorm, maar ons wil nie die 14% heidene aanstoot gee nie. So kom ons vat die Bybel uit die skole uit weg. Kom ons hou op bid in die skole. So ordentlik. Of is ons ordentlik? Ons sal eerder die Here aanstoot gee, as wat ons 16% of 14% van ons land se mense aanstoot gee. Sal ons hom liewer terg, en hom liewer kwaad maak met die wette wat ons passeer, met die goddeloosheid wat ons so openlik en volop bedryf in hierdie pragtige land van ons. Die toorn van God, o die toorn van God, word van die hemel af geopenbaar, oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense, wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. Waarom bekeer die mense om vandag so moeilik tot die Here? Waarom is bekerings so skaars in die tyd waarin ons lewe? Waarom is dit vir 'n siel so moeilik om te reageer op die roepstem van Jesus wat sê, kom, ek wil jou was in my bloed, ek wil jou nuut maak, ek wil jou wederbaar. Hoekom is dit so moeilik? Kan ek vir u sê? Weens die verhardheid van ons harte wat ons reeds hier ook in Openbaring vanaand sien. Sonde het die neiging om 'n mens se hart te verhard. Ons mense is in die vernietigende greep van sonde en van Satan vasgevang. En dit gaan 'n klimaks bereik in die groot verdrukking. Vanaand is ons in die dispensasietyd, of in die genade dispensasie. Vanaand is die toorn van die Here nog nie so geopenbaar nie. En vanaand is daar 'n sagte stem van die Heilige Gees wat oor die aarde heen in sondaar harte roep en sê, kom, ek wil jou red, ek wil jou my kind maak. Ek wil hê jy moet deel word van my bruid. Ek wil jou die ewige lewe gee. Kan jy glo daar's mense wat sê nee, dankie. Nie vir my nie. Kan jy glo daar's sulke mense? Is hier miskien vanaand so iemand? Is hier miskien vanaand iemand wat tot hiertoe jou hart verhard en sê, ek wil nie met Jesus versoen word nie. Ek wil nie met hom 'n pad loop nie. Ek wil nie sy kind wees nie, man. Ek wil my lewe geniet. Jy kan my nie nou van die genietinge van my lewe kom beroof nie. Jesus sal nie ophou roep nie. Hy sal nie ophou om te klop aan die deure van mense se harte om sê, kom in, ek maak vir my oop, ek wil inkom in jou lewe. Hy sal nie ophou daarmee nie. Maar hy sal nooit iemand dwing om hom aan te neem nie. Hy klop en ons moet antwoord. Ons moet sê, hier is ek, Here, red my. Is daar miskien vanaand so iemand in hierdie gehoor? Amen.